Kyk hoe lekker reën het hier by ons. Man, ek moet vir jou sê, ons is bevoorreg. Hier in Pretoria het ons al 'n paar bytjies reën gekry en nou het omtrent uitgesak. Vir my, Pastor Stef, altyd baie lekker om saam met jou te kuier en hier op 'n maandag aand op ons oudergewoonte op TikTok en op Facebook en dan 'n bietjie later op YouTube. Baie lekker om saam met jou te kuier en ek het so verwagting dat jy vanaand sal hoor wat die Here vir jou ook instoor het. En mag jy ook sommer net ervaar so ook waar jy is, die seën van die Here, sy teenwoordigheid en sy krag en ook sy voorsiening. En dat in hierdie week wat voorlê, jy sal geniet ook sy krag en sterkte. Vir my altyd lekker om saam met te kuier en glo dat hierdie ook 'n besonderse sessie is wat jy gaan vat en jou eie maak. En vir my is dit altyd lekker om te sien hoe boetas en sissas hierdie woord vat en dit hulle eie maak. En dat jy die beloftes van God die joune sal maak en jy dit sal geniet wat God vir jou instoor het in hierdie seisoen van jou lewe en dat jy nie uitmis op dit wat God vir jou instoor het nie. Ek glo jy het al vergeet van die naweek se rus en dat jy al lekker aan die gang is en dat jy al weer opgewonde is oor die naweek wat voor lê. En ek glo ons is aan die einde van nog 'n dag en bykans aan die einde van 'n maand en die einde van 'n jaar. Ja, dit is eintlik net malligheid om te dink hoe alles maar net 'n gejaag is. Maar die Here is vir ons goed en ons is dankbaar vir die voorreg wat ons het om nog hier te kan wees. En vanaand vir my ook lekker om saam met te kuier en weer eens sommer net in jou noem. As jy nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, my nommer verskyn op die verskillende platforms. Deur die sessie sal jy sien my nommer verskyn op TikTok en dan ook op Facebook. Vat my nommer as jy nog nie op ons groepe is nie en stuur 'n WhatsApp met jou naam. Ons laai jou graag op die groepe en jy kan vanaand se boodskap ook so ontvang na die tyd in 'n PDF formaat en dan ook ons oggenddagstukies elke dag word ook dan op ons WhatsApp groepe geplaas. En dis maar altyd lekker om jy weet die terugvoering te kry van wat dit vir iemand beteken het en die deurbraak en die wonderwerke. Nou dit is dit wat maak dat mens net wil aangaan en wil voortgaan met dit wat God ons voorgeroep het. En vir hierdie aanlyn kerk is ek so opgewonde vir dit wat voorlê en is ek dankbaar dat jy dit kan geniet wat God vir jou instoor het. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand saam te kan kyk. Dankie vir die reën, dankie vir genade en liefde. Die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te kan word en vanaand is my gebed dat jy ook by hierdie boeta en sissa sal kom stil staan wat vanaand ingeskakel is en dat dit wat hulle hartsbegeerte is, dit wat hulle behoeftes is. Here, dankie dat U dit aanraak, dankie dat U stem juist duidelik is in storms deur die woord en deur die Heilige Gees. En dankie dat ons weet ons nooit alleen is nie en dat ons nie hoef angstig rond te kyk nie, want U is met ons. Dankie dat U ons vertroos, dankie dat U ons versterk, dankie dat U ons lei. Dankie vir guns, dankie vir leiding deur die Heilige Gees. Dankie vir die woord wat die waarheid is. Dankie dat U ons bron van krag is, dat U die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die roos van Saron, die blinkmorgenster, die lelie van die dale. Sal ek opgaan in die hemel, ons sal U daar vind. Sal ons neerdal in die diepste van die see tot op die bodem, ons sal U daar vind. Here, U is alomteenwoordig en vir my is dit so oomblik wat ek net aan U kan bring, die lof en die eer, want daar's niemand soos U nie. Ontvang so die eer deur hierdie boodskap. Here, en dat dit nooit oor my en oor enigiemand sal gaan nie, maar dat U in elke faset van hierdie bediening die lof en die eer sal ontvang. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, my gebed vir jou is dat soos die reën die buite val, jy ook so sal ervaar die beloftes van die Here in jou lewe, dat jy sal beleef en geniet sy guns en sy teenwoordigheid soos nog nooit nie. En vanaand praat ek met jou so bietjie oor 'n onderwerp wat
sal met my dagstukkie aansluit oor my deurbraak is hier. En ek weet, baie van u het 'n smagting en 'n begeerte en 'n hongerte vir 'n deurbraak, vir 'n aanraking van 'n wonderwerk en net vir 'n antwoord. En dan kom 'n oomblik in elke gelowige se lewe waar jy 'n besluit moet neem. Gaan ek praat volgens my probleem of volgens God se beloftes? En ek en jy het 'n keuse oor hoe ons gaan optree en watter woorde uit ons monde gaan uitkom. En ek en jy moet besef dat die woorde wat ons spreek, dra krag. Deurbraak begin nie wanneer die omstandighede verander nie. Dit begin wanneer jou geloofsposisie verander. En dis waar alles begin, is wanneer jou geloof in aksie kom. En as jy die deurbraak in jou huwelik en in jou finansies en jou besigheid wil geniet en ervaar en in jou familie en selfs in ons eie land, dan kos dit dat ons in 'n geloofsposisie sal onsself inbevind deur om op te staan en lewe te spreek. Onsself te posisioneer in die posisie om lewe te spreek te midde van chaos, te midde van omstandighede. Ek wil hê jy moet daar waar jy sit, sommer net in jou binneste, en as jy alleen sit en jy wil dit hardop sê, jy is meer as welkom. Maar ek wil hê jy moet hier in jou binneste 'n besluit neem om die volgende te sê: my deurbraak is hier. En ek wil hê jy moet dit proklameer. Jy moet hierdie beloftes vat vandag, dat hierdie is my deurbraak oomblik. Nie kom dalk nie, nie miskien eendag nie, maar dit is hier. Want God se hand beweeg lank voordat jou oë dit sien. En ek en jy moet juis nou besef dat God is juis besig. God het nie opgehou skep nie. En as ek dit vir jou sê, dan wil ek vir jou sê, God is nog steeds besig. God het nie van jou vergeet nie. Psalm 34 kom hy, en hy sê so mooi in vers 20, baie rampe tref die regverdige, maar uit almal red God hom. En ek wil vir jou sê wat nou luister, dat dit wat jou oorgekom het in 2025, dit wat jy deurgegaan het in hierdie seisoen van jou lewe, staan ek op hierdie woord wat God sê, rampe sal ons tref, maar uit dit alles uit sal God ons red. En juis omrede ek deurbraak spreek vandag, en dit proklameer in my lewe, bring ek positief, bring ek lewe, bring ek God se geregtigheid, en spreek ek oorwinning, spreek ek deurbraak, en gebruik ek hierdie oomblik, om oor my omstandighede lewe te spreek. Gaan jy volgens jou probleme, volgens God se beloftes optree? En daarom het ek en jy nodig, om volgens God se woord op te tree. Ek het nodig om die beloftes van God te memoriseer. Wanneer storms kom, wanneer omstandighede gebeur, wanneer aanvalle kom, moet ek en jy die woord ken, moet ons die beloftes van Abba Vader kan ken. Jesaja 43 sê, kyk, hy sê vers 19, kyk, ek doen 'n nuwe ding, dit spruit nou uit. En ek weet, dat jy's in hierdie oomblik, dat Vader iets niets vir jou in store het. Die ou het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek wil hê, jy moet ook op 'n plek kan kom in jou lewe, in hierdie oomblik, om lewe te kan spreek, dat jy moet klaarmaak met die ou dinge. As jy in 'n nuwe seisoen wil instap, vra dit van jou en my, om weg te stap van die gisters en die eergisters. Dit vra dat ek en jy dit moet aflê, dit vra dat ons moet klaarmaak, wat ek gister gesê het, ou sleutels kan nie nuwe deure oopsluit nie, en vanaand weet ek ook, dat daar waar jy is, om in te beweeg in die vergenoegdheid en in die seën van die Here, vra dit van jou en my, om ook met dinge te deel. Ek en jy kan nie dood in lewe invat, ons moet klaarmaak. Ek moet klaarmaak met die gisters, ek moet klaarmaak met die eergisters in my lewe. Deurbraak begin in 'n geestelike arena. En hoekom sê ek dit vanaand vir jou? Verander voordat dinge in die natuurlike verander.
Voordat jy hier sien dinge verander in jou lewe, as jy wil sien dinge moet verander in jou huwelik en verander in jou besigheid en verander in jou gesin, wil ek vanaand vir jou sê, dit begin in die geestelike riem. Ek moet in die geestelike dit begin aanspreek. Ek en jy moet uit die vlees uit in die gees inkom. Ons moet daar kom waar God wil hê ons moet wees, om lewe te kan spreek oor omstandighede, lewe te kan spreek oor die natuurlike. Die hemel reageer op geloof, nie op gevoelens nie. En ek probeer dit soveel vir mense sê, dat emosies, moet ek en jy vanaf wegkom, en ons moet in die geloof begin kom. Ek wil jou herinner, dat God word nie geaffekteer of gedruk deur jou en my trane, of ons paniek nie. Jy kan Hebreërs 11 vers 6 gaan lees, maar deur ons geloof. Ek wil vanaand vir jou sê, om op te kan staan, en lewe te kan spreek, op te kan staan, om in die geloof op te kan tree, is om vanaand dit te kan doen, want jou deurbraak begin wanneer jy ophou om met God oor jou berg te praat, maar om met jou berg oor God te praat. Gelees Matteus 11 vers 23. Ek het in my lewe beleef dat God se tydsberekening is nooit laat nie. En as ek sê God se tydsberekening, ek het sommer gesê die hemelse tydsberekening. Daar was 'n Babyloniese aanval op Juda en hulle dink dit is klaar, maar God stuur Jeremia met 'n woord van herstel terwyl 'n stad besig is om te brand. En Daniël 10 kan jy ook gaan lees vers 12 en 13. Die antwoord was op die eerste dag gestuur, al het dit 21 dae gevat voor die deurbraak gekom het. Die vertraging is nie ontkenning nie. Saad in die grond, wat ek in hierdie laaste paar weke soveel keer vir elkeen probeer sê ook is om op 'n punt te kan kom en vanaand dit te kan vat en ook te besef dat weet ek moet besef dat saad in die grond groei onder die oppervlakte lank voordat jy dit sien. Jou gebede werk nou al voel dit stil, al voel dit of niks gebeur nie, al sien jy op hierdie stadium nie 'n oes inkom nie, dan wil ek vanaand vir jou sê, dis op pad Boeta, dis op pad Sissa, jy moet begin in die gees beweeg, jy moet begin uit 'n geestelike perspektief, ons moet groei in die Here. Ek en jy kan nie meer in 'n baba stadium kom, as jy God se volheid en sy beloftes wil nie, vra dit dat jy in die geestelike riem sal begin inkom beweeg. Deurbraak kom wanneer jy bewus word van wie saam met jou is. En ek is opgewonde om vanaand vir jou te sê, God is met jou. Al die dae van jou lewe, God is altyd nader as wat jy voel. Ons deurbraak begin wanneer ons besef, ek is nie alleen in hierdie geveg nie. En ek wil vir jou sê wat nou luister, jy is nie alleen in hierdie geveg tans nie. Dit voel vir jou of jy alleen is, dit voel of jy eensaam is. 2 Konings 6, kom in vers 16 en 17, waar hy met Elisa praat, en hulle wat by ons is, sê hy, is meer wat by ons is as wat by hulle is. En toe hy bid, sien die dienaar die vurige strydwaans. Jy sien net nederlaag, maar God sien strategie, God sien verder. En ek wil vanaand vir jou sê, dat waar jy nou is, kyk 'n bietjie verder, kyk verby jou Goliat, kyk 'n bietjie verby die donkerte, kyk verby die vyand, kyk verby die aanslag, sien God vanaand. Jou stryd mag groot voel, maar jou God kom nie tekort nie. Jou God raak nie moeg nie. Ons God het nooit 'n plan B nodig nie. En ek wil jy moet daar waar jy sit ook 'n verklaring maak, om vir jouself te sê, Here, maak my oë oop, dat ek kan sien, dat U saam met my is. Jy moet jou oë begin oopmaak in die gees. En ek wil jy moet sien vanaand, memories, skep vir jou 'n beeld en sien vanaand hoe God met jou is, hoe God hier vir jou veg, hoe God vir jou hier deurkom.
En begin dit te spreek, begin dit te glo, begin dit te proklameer. Ek sien God is met my, ek sien God gaan saam met my, ek sien hoe word hierdie omstandighede oopgekloof en hoe ek hierdeur beweeg. Jou posisie van lof bring jou in 'n deurbraak. En dit is so belangrik dat jy vanaand dit besef. En ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê. Lof en aanbidding het ek in my lewe ervaar en ek wil vir jou sê dat waar jy tans is, wil ek vir jou sê lofprysing en aanbidding verander die atmosfeer van jou situasie, van jou omstandighede, van jou geveg, van dit wat jy deurgaan. Lofprysing, aanbidding. Ek wil vanaand vir jou sê wanneer jy aanbid in 'n storm, verander jy die geveg van jou hand na God se hand. Want dit is wat lofprysing en aanbidding beteken. I surrender all to thee. En vanaand kom ek in lofprysing, vanaand kom ek in aanbidding. En soos ek in lofprysing, soos ek in aanbidding is, gee ek dit oor aan God. En God se hand tree in. God bring die oorwinning. God doen die wonderwerk. 2 Kronieke 20, kan jy gaan lees daar vers 15 tot vers 22 waar Josafat se leer sing en God vernietig die vyand. Wanneer hulle in harmonie en eenheid kom. Lof wil ek vanaand vir jou sê, lofprysing en aanbidding is 'n oorlogswapen. As die kerk net kan besef, as manne en vroue net kan besef om te lofprys en te aanbid, lof verklaar my God is groter. Lof beteken my situasie sal my nie definieer nie. Lofprysing en aanbidding beteken ek bid nie vir vrees nie. Lofprysing en aanbidding bring boldness. Paulus en Silas sing in die tronk en die aarde skud hierdie tronk se deure oop. Wanneer ek en jy begin te loof en te prys en te aanbid, dan kom God se teenwoordigheid en dit breek deur jou situasie. Die plek waar jy vas staan, wil ek vir jou sê vanaand is die plek waar God deurbreek. Hoor jy wat ek vir jou sê? Deurbraak in jou en in my lewe kom wanneer jy 'n geloof aksie neem. Wanneer Stef op 'n plek kom om sy geloof in aksie te sit. God se wonderwerke kom altyd saam met instruksies. En nou moet jy baie mooi hoor wat ek vir jou sê. Moses moes sy staf oplig. Die Rooi See het nie oopgegaan totdat hy beweeg het in Eksodus 14 nie. Gaan lees dit. Die vrou met die bloedvloeiing moes aan Jesus se kleed geraak het. Sy het al jare gewag, maar haar deurbraak het gekom toe sy aksie geneem het in Markus 5. Wat is die stap wat God vandag van jou en my vra? God vra van jou en my vandag dat ek en jy moet kan vergewe. God vra dat ek en jy kan vryspreek. Dat ek en jy weer op 'n plek in ons lewens sal kom om 'n geloofsverklaring te maak. En vanaand wat jy voor 'n storm staan, waar jy vanaand voor 'n donker tonnel staan, wil ek vir jou sê, ek weet nie hoe lyk jou situasie nie, Boeta. Sissa, ek weet nie wat hier deurgaan nie, maar juis waar jy nou staan, wil jy nie op 'n plek om 'n geloofsverklaring vanaand te maak en te sê, ek staan op vanaand in die geloof en ek spreek lewe en ek loof God uit hierdie omstandighede uit, om weer te bid waar jy opgehou het. En ons raak maar almal moeg langs die pad. Ons almal iewerste langs die pad voel dat dit te veel raak en ons wil opgee en God wil vanaand hê dat daar met 'n geloofsverklaring oor ons lippe 'n verklaring kom, ons opstaan en dit manifesteer. Om weer te bid waar jy opgehou het. En jy weet wat het gemaak die laaste seisoen. Dat jy waar handdoek ingooi. Dat jy vanoggend sit of vanaand sit en moedeloos. Om weer op te staan, want jou deurbraak is hier, maar jou woorde moet dit dra. Jou getuienis moet dit wys.
wat jy praat, Boeta, Sissa, bepaal wat jy sien. Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong. Jou woorde en my woorde bou die atmosfeer van God vir God se ingryping. Is dit nie mooi nie? Hoor jy wat ek vir jou sê, dat die woorde wat uit jou mond uitkom, wat uit my mond uitkom, berei 'n atmosfeer voor. Dit bou 'n atmosfeer van God se ingryping. Sê dit totdat jou gees dit glo. Sê dit tot hierdie liggaam so begin optree in oorwinning. My deurbraak is hier. God is met my. God is vir my. Dinge werk vir my uit. Die deure gaan oop. Ek spreek dit. Ek leef dit. Ek roep dit. Ek sing dit. Ek aanbid dit. Wanneer jou en my woorde verander. Wanneer jou en my woorde verander, wil ek vir jou sê, begin jou seisoen ook verander. En baie gelowiges sien nie die deurbrake nie, omdat hulle geloof neutraliseer deur negatiewe woorde, deur negatiewe taal. Vandag wil ek wil jy moet vandag hier wegstap van hierdie sessie uit, hierdie aanlyn kerk uit, en sê ek neem weer autoriteit. Ek vat weer oorwinning. Ek vat my grondgebied terug wat die duiwel van my wou roof en van my steel en wat ek sommer vrylik aan hom oorgegee het deur my belydenis. Nee. Vat dit terug vanaand. Dalk moet ek en jy iets toepas vanaand. Jy moet jou eie situasie vanaand voor God bring. Jy het 'n situasie, ek het 'n situasie, ons het stories, en vanaand moet ek daai situasie na God te bring. Wil jy nie vanaand jou finansies na God te bring nie? Dit wat maak dat jy so bekommerd is oor hoe gaan ek uitkom, Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Jou huwelik. Kom ons soek God in ons huwelike weer. Ek hoop jy hoor wat ek vanaand vir jou sê, dat jy hierdie situasies, hierdie dinge wat vanaand vir jou ernstig is, voor God bring, daai huwelik, daai verhouding, daai man, daai vrou. Ek bring dit voor God, ek lê dit voor God, ek spreek lewe voor God. Jou gesondheid. Ek bring dit voor God. Dit wat my lam maak, dit wat my tam maak, dit wat my moeg maak. Dit wat my bekommer, die uitslaa. Dit wat dokters sê, die woorde wat ek hoor. Ek wil vandag proklameer gesondheid oor myself. Ek wil vanaand genesing oor my situasie uitspreek. Ek wil vanaand oorwinning oor dit uitspreek. Ek wil vanaand lewe vat, waar ek wil ook erken dat ek baie keer doodspreek, maar vanaand staan ek op, vanaand luister ek na die woord wat gespreek word. Dis nie ek nie. Ek het hierdie woord vanoggend op my stoep gesit en skryf. God praat met my net soos hy met jou praat vanaand. Maar kom ek en jy vat dit en ons bring dit voor God. Jou werk. Om het voor God neer te kom sit. Die gerigte van afbetalings, die gerigte van ekonomie. Kom ek en jy staan op en ons spreek vandag lewe. Jou familie. Jou kinders, jou man, jou vrou, jou broer, jou suster, jou ma, jou pa, jou ouma, jou oupa, jou neef, jou nig. Vir wie jou wat vir jou belangrik is, kom ek en jy, kom weer op 'n plek in ons lewens, en ons bring hierdie situasies en hierdie toestande voor God. God wil 'n deurbraak bring, God wil oorwinning bring, God wil vir jou iets besonders doen, maar jy moet vanaand dit joune maak. En hy emosionele herstel, want ons het maar almal letsels ook, nee.
Ek kan my standpunt stote deur die lewe. En vanaand weet ek dat God met jou en met my praat om hierdie emosionele bagasie ook by sy voete neer te kom sit. Dit wat van jou en my vir seisoene in ons lewens roof. Vir seisoene van ons kom vat. Vanaand kom ek met my emosionele bagasie en ek lê dit by die voete neer. Vanaand kom ek met my seer en met my stikkende en flenters hart, Here. En ek leer dit voor en ek spreek lewe, ek staan op, ek vat vanaand my deurbraak. En daarom moet jy ook by 'n plek aankom om dit te kan verklaar in hierdie oomblik. Here, ek vat in hierdie oomblik my deurbraak. Ek loop hieruit anderste as wat ek hier ingekom het. Ek stap hier uit anders. Ek maak die keuse. My buurman kan nie vir my besluit nie, ek moet vir myself besluit. En God het vir jou en my die vermoë gegee, hy het vir ons sy intellek gegee, hy het sintuie vir ons gegee, hy het vir jou my die vermoë gegee om weer op te kan staan, en ek wil vanaand vir jou, sal voel jy hoe moeg en of voel jy oorlaai, staan op vanaand, vat God op sy woord. Ek wil jou uitnooi, ek wil jou uitdaag, om God te vertrou vir eens in jou lewe. Ek wil saam met jou bid. En ek wil vanaand hê, jy moet dit ook jou gebed maak. En jy moet na hierdie sessie, en as jy weer deur hierdie boodskap gaan lees, wat ek nou gaan plaas op die groepe, lees dit en maak dit jou eie. Maak hierdie beloftes jou beloftes. Hier is my deurbraak oomblik. Vir my gesin, vir myself, vir my gesondheid, vir my kinders, vir my besigheid. Ek vat hierdie deurbraak. Vader, dankie dat U die God van deurbraak is. Dankie dat U vandag deur mure stap. Kettinge breek, deure oopgaan, harte vanaand in hierdie oomblik herstel en nuwe paaie vorm. Harte verander vanaand. Harte keer terug na U toe. Ek verklaar oor elke persoon wat nou op hierdie oomblik luister, Here, dat hulle deurbraak is hier. Nie môre nie, nie volgende jaar nie, maar nou spreek ek dit saam met hom en haar uit, Here. Ons staan daarop. Dankie, Here, dat die getuigskrifte sal vloei van deurbraak. Getuigskrifte dat U lewe en het opgedaag. Nou in sy huwelik, in haar huwelik, in hulle finansies, in hulle verhoudings, in hulle gesondheid. Dankie vanaand, Here. Dankie vir daai deurbraak. Ons eer U daarvoor. Ons prys en ons aanbid U. Dankie hiervoor, Here. Daai vrou ly aan bloedvloeie. Sy vat net aan Jesus. Dit vra net dat ek en jy 'n stap moet neem vanaand. Dat ek opstaan. Dat ek aan eerste tree gee. Dankie, Here. U doen dit oor en oor. Ek loof U vanaand. Loof U, want daar's niemand soos U en vergelyk en opgemeet kan word aan U nie. In Jesus se naam. Amen. My nommer verskyn op die platforms. Sou jy graag op ons groepe wou kom? Is gratis verniet. Ons plaas ons boodskap in die aand net in 'n kort preekformaat of in 'n PDF formaat op die blaaie, dat jy daardeur kan gaan en huisgodsdienst hou of gebruik vir selgroep of sommer maar net vir geestelike groei. En dan in die oggende plaas ek dagstukkies. En ek het vandag weer oor môre, oor oorwinning. Want ek staan
Ek staan op 'n platform in my eie lewe waar ek 'n besluit geneem het, deurbraak oorwinning. En terwyl ek vanmiddag 'n woord neerpen vir môre se dagstuk, skryf ek die mooiste woord, dan moet ek dit self sê, en ek sit dit om in 'n sang, en môre, jy gaan môre se sang so geniet, want dit spreek tot harte. Abraham is 'n man wat in geloof God vertrou het. Nooi jy uit om nie môre aand 8uur se sessie te mis nie. Dit was baie lekker geweest om saam met julle te kuier en ja, my nommer verskyn, Ivan sit hom op TikTok en Elmarie sit hom op TikTok en Renier sit hom op Facebook en dis altyd lekker om, daar sien ek Karina sit ook my nommer daarop, dankie. Altyd lekker dat, vat die nommer, stuur 'n boodskap, slaai op die groepies en ek bid saam met jou oor jou familie, oor jou huwelik, oor jou gesondheid, oor jou werk, oor die emosionele toestand, oor elke faset. Onthou donderdag aande bid ons so vir mekaar ook. En ek is opgewonde om vanaand vir jou te sê, ek kan nie wag om te hoor van jou deurbraak. Deel dit en spreek dit in Jesus se naam. Lekker gewees om saam met jou te kuier. Sien jou môre aand. Goedheid en guns. God bless.